As hy goeiemôre. Ek wil eers, dis nou heel wat besoekers en so aan. Ons is regtig baie dankbaar dat julle hier is en die gedagte is dat net soos vir almal van ons wat ook al van die gemeente se kant af hier is vir jare, is dit die bedoeling dat ons hier saam is omdat ons die Here liefhet en dat ons by hierdie diens veral by wyse van ons sang en aanbidding aan hom die eer gaan gee. En ek wil regtig ook die Here vertrou dat vir elkeen van julle dit 'n persoonlike ontmoeting met hom sal wees. Kyk, dit is iets moeilik wat moet gebeur, maar ek kan net die Here daarvoor vertrou, want sy Heilige Gees is in elk geval in elkeen van ons, en ek weet dat die Here vir julle liefhet, en dat hy ook by hierdie geleentheid vir julle wil vashou. Nou wat die dienstereëling betref, ek wil dit so eenvoudig moontlik maak. Wat gaan gebeur is dat ons gaan nie kollektes opneem nie. Die dankoffer sal sommer by die deure opgeneem word. En dan wil ek met julle die reëling tref dat julle hoef nie op te staan en te gaan sit en op te staan. Julle bly sit tot en met die laaste lied wat ek wel vir julle sal sê wanneer julle kan staan. Die wat nou wil staan en die wat kan staan, hulle kan met die laaste lied dan staan en dat ons dit net saam sing. Dan ook, daar gaan nou in die begin van die diens, gaan ons vir julle 'n kersie uitdeel. Nou daar's iets baie belangriks rakende die kersie. Ek wil hê jy moet verstaan dat hierdie liggie, hierdie kersie verteenwoordig die Here se lig vir jou. Met ander woorde, dit is nie jou liggie nie. Kyk, ons het 'n lied wat ons sing, helder skyn ons lig vir die nasies, maar dis nie waaroor dit vandag gaan nie. Hierdie kersie is die Here se lig vir jou persoonlik. En as jy dit ontvang, hy het in die onderkant, het hy so, en dit kan julle nou vir julleself vat, nê? Ons vertrou daar gaan genoeg vir almal wees. Maar dan draai jy hom kloksgewys tot jou liggie aangaan. As jy hom ontvang, en die kinders gaan vir my help om dit uit te deel, ek gaan nou vir hulle vra om na vore te kom, en tydens daardie lied, nou dit is ook 'n besondere lied, ek gaan nie later dit sê nie, dit is 'n bekende Kerslied wat deur Suid-Afrikaanse sangers gesing is, dit is Kersfees reg oor die wêreld, en dan sing hulle in die ding, die refrein, laat daar 'n liggie vir elke mens wees. En dis die gedagte, julle moet 'n liggie ontvang, elke mens het 'n liggie nodig, en dis natuurlik die Here se liggie. So, onthou hy draai kloksgewys, as jy nou nie werk nie, kan jy terwyl die kind wat dit uitdeel, miskien vra vir 'n ander enetjie. Ons hoop en vertrou almal gaan werk en dat julle dit so kan gebruik. En dan tydens die diens wil ek vra, hou dit maar aan, net terwyl ook daarvan dat ons mekaar kan herinner dat die Here se lig is onder ons, en dat ons hom die eer gee daarvoor. Nou, ek wil net sê, die ander afkondigings rakende die gemeente gaan ek, want dit is in die nuusbrief, so julle sal dit alles in elk geval op die nuusbrief ontvang. Enige iemand wat 'n besoeker is, en ook, dit sal baie goed wees as julle hiervoor is 'n besoekersboek op die tafel, hier net buitekant om die draai, julle kan net julle naam, besonderhede daar vir ons neerskryf, dat ons daarom mettertyd mekaar kan leer ken en kontak met mekaar kan behou. Maar ek wil regtig die Here vertrou dat jy nou in jouself rustig gaan word, dat jy, ek weet baie van ons het ver gery om hier te wees, baie van ons het bietjie gejaag vanoggend om klaar te wees, maar ek wil hê julle moet nou rustig word, en net weet dat die Here is hier saam met ons, en dit is 'n fees wat ons saam met hom gaan vier, en julle sal sien, eintlik is ons bedoeling om eenvoudig te wees, van waaroor dit werklik gaan. Later gaan ons in die woord, die kort boodskapie wat ek daar ook het vir julle, gaan ek daarop net 'n bietjie fokus vir julle. So kom ons sit net so stil, en dan wil ek hê, julle moet luister na wat Jesus self in hierdie verband gesê het. In Johannes 8 vers 12 sê hy vir elkeen van ons, ek is die lig vir die wêreld, wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Amen. Geliefdes, die genade en die vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus is met julle elkeen. Nou wil ek hê, die kinders moet vir my gou-gou na vore kom.
Hulle moet nou eers die kersies ontvang en dan gaan ek vir hulle vra om terwyl hierdie lied speel, so julle kan maar net so bly sit. Ek gaan vir hulle vra om dit vir julle uit te deel. Na die beste van my vermoë gaan ek probeer om hulle te orkestreer, né? Dit is nou sommer 'n klomp ander kindertjies ook. Hulle kan nou hulle is almal nou nie 'n mandjie gekry het nie. Kom ons kyk hoeveel is daarso. OK, ek wil net hê die kindertjies wat nou nie 'n mandjie het nie, gee eers sommer vir hulle 'n kersie, dan kan hulle maar gaan sit vir my. Ek is so bly hulle wil almal graag help. Ons het selfs kindertjies wat na vore kom om kersies te kry. Dis ook reg, hoor. Onthou julle moet nou julle kersies begin aansit. Dit ons sien julle het 'n kersie gekry, hoor. Julle kan hom julle wat die kersies gekry kan nou gaan sit vir ons dan. Goed, so terwyl hierdie lied speel, sal ek vir hulle vra, ek wil net hê julle moet staan dat ek vir julle wys waar om te gaan, dat ek seker maak dat julle nou nie verkeerd loop nie, hoor. Dat ek net dat ons daarom nou nie almal aan een kant toe gaan nie. OK, goed, so ons gaan die lied nou speel. Nou is dit weer die tyd van die jaar waar almal wil fees vier, want Jesus verjaar. Kom kinders, laat ons Kersliedjies sing. Heilige nacht, liefde en vrede, dis Kersfeestyd. Liefde en vrede, dis Kersfeestyd. Kersfeestyd, reg oor die wêreld, laat daar liggie vir elke mens skyn. Kersfeestyd, reg oor die land. Laat daar 'n liggie vir elke mens brand. Laat daar 'n liggie vir elke mens brand. Nou is die tyd om dankie te sê. Laat u wil geskied, dis wat ons wil hê. Kom kinders, laat ons Kersliedjies sing. Heilige nacht, liefde en vrede, dis Kersfeestyd. Liefde en vrede, dis Kersfeestyd. Kersfeestyd, reg oor die wêreld, laat daar 'n liggie vir elke mens skyn. Kersfeestyd, reg oor die land. Laat daar 'n liggie vir elke mens brand. Laat daar 'n liggie vir elke mens brand. Kersfeestyd, reg oor die wêreld, laat daar 'n liggie vir elke mens skyn. Daar sê ek, dit lyk daar's nou nie vir almal dalk genoeg kersies nie. Ons sal in elk geval, ons sal vir die kinders, die groter mense wat vir die kindertjies wil gee, julle is baie welkom om dit te doen, hoor. Ons gaan definitief nie kla oor die feit nie. Is daar nog kersies iewers? Ek klink toe soos in die nagmaal, is iemand met 'n kersie oorgeslaan? Daar sê. Ons sal definitief ook sommer na die tyd, kan die kinders ook dalk by ander mense kersies kry vir hulle, hoor. Ons sal graag wil hê hulle met die kersies kry. Die eerste gedeelte van hierdie diens gaan om net die verhaal van Jesus se geboorte oor te vertel, soos wat die Bybel dit vir ons in Lukas 2 opgeteken het. Nou, ons gaan antwoord met 'n lied wat verwys na dit waaroor daai skrifgedeelte gegaan het. So julle bly net sit, ek gaan dit net vir ons lees, en dan sing julle die lied wat daarop dan volg, hoor. Julle kan lekker hardop sing, julle kan julle kersies swaai as julle wil, net soos wat julle gelei voel. In daardie tyd het keiser Augustus bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Sirië. Maria, dis nou Josef se verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl dit daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring
en hom in doeke toegedraai en 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Kom alle getroues, vrolik en vol vreugde, o kom in die Gees nou na Bethlehem. Loof daardie kindjie tot ons heil gebore, kom buig daarin aanbidden, kom buig daarin aanbidden, kom buig daarin aanbidden, voor Jesus die Heer. Het kind is gebore, loof die God van liefde, hy kom ons verlos, hy is wonderbaar. Raadsman en sterke, God en vors en vrede, ons buig en blye aanbidden, ons buig en blye aanbidden, ons buig en blye aanbidden, verlosser en Heer. Kom lof sing die Here, hy is onze koning, vir ons word hy mens en oorwin die dood. Hy heers met reg in hemel en op aarde, buig dankbaar in aanbidding, buig dankbaar in aanbidding, buig dankbaar in aanbidding, voor Christus die Heer. Kom lof sing die Here, loof hom al wat lewe, wees vrolik, besing nou sy majesteit. In u getroue, bly ons ook behoue, ons prys u in aanbidding, ons prys u in aanbidding, ons prys u in aanbidding, gesalfde en Heer. Die klank van die mikrofoon is ten minste daar. Rian, dink jy sal verder regkom? Kom ons kyk verder. Dan lees ons daarvan 'n vers 5. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Herders op die ope velde, het die nag die engelekoor, met die blye evangelie uit die hemel aangehoor. Kom loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste
Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemele wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe, om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in 'n krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat hulle van hierdie kindjie alles gehoor het en aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters vir hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan, terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Stille nacht, heilige nacht, Jesus kind, lang verwacht, lig uit die Vader.
stille nacht, heilige nacht, Jesus kind, lang verwacht, lig uit die Vader se ryk, word uit liefde aan mense gelyk, loof die hemelse kind, loof die hemelse kind, loof die hemelse kind. Kom ons bid saam. Onse Vader, reg oor die wêreld, hierdie tyd van die jaar, vier mense Kersfees. Baie mense wat glo, maar ook baie wat nie glo nie. Almal vier Kersfees. Kersfees is 'n tyd van welwillendheid, 'n tyd van familie wees, 'n tyd van net om die lewe weer opnuut te geniet. Maar Here, ons is hier vandag saam, nie om vir U net vir daardie dinge dankie te sê nie, maar vir Jesus dankie te sê. Ek dink nie ons sal ooit met ons menslike verstand kan begryp of verstaan wat dit van U gevra het, Here Jesus, om die goddelike heerlikheid daarvan af, sy goddelike heerlikheid nie vasgeklem het nie, maar bereid was om daarvan afstand te doen, 'n slaaf te word, ons te kom dien, en verder homself nog te verneder, deur uiteindelik aan die kruis vir ons later te sterwe. Sy hele lewe, laat ek nou vandag vir jou sê, Jesus sy hele lewe, van sy koms tot die dag wat hy sy laaste asem uitgeblaas het, staan in die teken van nederigheid. En die van julle wat nou ook die uitnodiging gesien het, sou gesien het dat die tema waarmee ons julle uitnooi na hierdie nuwe seisoen van geestelike groei, ook binne ons gemeente, is om terug te keer na eenvoud. Eenvoud wat twee dinge beteken: opregtheid en nederigheid. En dit geld vir almal van ons, hoor. So hierdie kersie wat lig is lig. Dit kan niks anders wees nie. Verteenwoordig ook die Here se nederigheid en sy opregtheid. En ek wil graag vir julle lees wat Jesus self vir ons sê oor dit, en wat Johannes op die ou end oor hom getuig. In vers 4 lees ons: in hom, Jesus, was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Dit is so belangrik dat ons sal let. Julle sal onthou by die sleutelteks wat ek in die begin van die diens gebruik het, is dit waar Jesus in Johannes 8 self sê: ek is die lig, wie my volg sal nooit in die duisternis leef nie. So elke keer word daar gesê dat, onthou nou, duisternis is eintlik maar waar lig nie is nie. Duisternis kan nie bestaan in die teenwoordigheid van lig nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes, dis natuurlik Johannes die Doper, né? Hy het gekom om te getuig, en hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof sou kom. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom. Het is belangrik om dit te weet, dat Jesus is ook die skepper. Alles, ons, jy, ek, het deur hom tot stand gekom. Maar tog, en dis die hartseer, wat tot vandag toe nog waar is, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, sy eie mense, en tog het hulle hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Nou,
ek gaan nou vir julle sê, as julle kyk na die kersie wat ons vir julle uitgedeel het. Toe julle hom ontvang het, julle het nie verdien om hom te kry nie, nee. Daar's nie dat julle op 'n manier iets moes gedoen het om hom te ontvang nie. Julle het hom gekry verniet. Is jammer dat nie almal dit kon gekry het nie, want soos die lied gesing het, daar moet 'n lig wees vir elke mens op aarde, almal van ons. Nou hierdie lig wat Jesus is tot vandag toe nog beskikbaar vir alle mense, om in hulle lewe in te kom en uiteindelik 'n harts- en lewensverandering te bewerkstellig. En ek gaan nou daarby uitkom om vir julle te sê, hoe radikaal is dit, wat hierdie lig van Christus in ons lewe kom doen. Maar ek wil begin by dit wat ek op die hart het. Daar's vir my 'n groot stuk hartseer aan Kersfees, en ek gaan dit met julle deel. En ek wil ook sê, die kinders, julle moet regtig nie, laat hulle gesels inspeel, maak nie saak nie, hoor, julle kan bly so, ons gee glad nie om daaroor nie. As 'n mens, toe ek in Israel was, toe was ek na Bethlehem, was een van die eerste plekke wat ons besoek het. En ek weet nie wie van julle was al daar nie, maar daar's mos die kerk wat gebou is oor die plek waar Jesus gebore is. En ek kan ook onthou die dag toe ons soontoe gegaan het, net soos wat dit die meeste daar is, jy sukkel om maar onder te kom, want dit is so 'n nou gangetjie wat jy met trappe moet afklim, en dan so onder so 'n tafel, is daar so 'n groot marmerblad, in dit is daar 'n gat, en rondom daai gat is daar 'n silwerster, wat 14 punte het. En dan sê hulle, dis die plek waar Jesus gebore is. Nou, vir my was dit bietjie teleurstellend, want ek het eintlik verwag om nou die stal te sien, maar dis natuurlik nou nie beskore, ook in Israel, waar mense hierdie plekke besoek, sal 'n mens sien dat hulle alles al verander, maar jy sien dit nie soos dit was nie. En nou wil ek vir julle dit sê, daardie plek soos dit nou vandag is nie die geboorteplek van Jesus soos dit moet wees nie. Jesus se geboorte was nie so nie. In plaas van 'n silwerster met 'n marmerblad, het hy gekom met 'n doek en met hooi of strooi. En dit is so belangrik dat ons dit besef. Want om een of ander rede het ons Christelike geloof, die Engelse sal sê, dis 'n glorified Christianity. Dis 'n Christendom wat in homself verheerlik word, wat so skitter, so uiterlike mooi vertoon, maar wat die essensie, die opregtheid en die nederigheid van Jesus nie meer is nie. En wat ek by jou wil pleit is, dit moet waar wees van jou lewe, want ek sê nou vir julle, soos wat ons hierso sit, die van ons wat uit Suid-Afrika uitkom, ook hiernatoe getrek het, weet julle wat is die een ding wat ons almal moeg voor is, maar ons sê dit nie. Ons is moeg om kerk te speel. Ons is moeg om kerk te speel. Ons kan nie hierdie net 'n speelietjie maak om elke jaar deur die motions te gaan om te sê ons is Christelik nie. Ons is moeg om Christelikheid of Christenskap as 'n godsdienst te beoefen, want dit is nie wat dit bestem is om te wees nie. Dit wat ons vandag hier vier, is die viering van 'n lewe wat lewe gebring het. En wat bedoel is om vir jou en vir my lewe te bring, maar ek wonder hoeveel van ons ervaar dit so. As jy na Jesus se lewe kyk, selfs die Ou Testament het gesê, dit sal so wees. Hulle het hierdie nederigheid van Jesus al voorspel in al die profesieë. 'n Maagd wat swanger word, dis nederigheid. 'n Maagd het nie veel erkenning gehad in daai tyd nie. Dit was nie 'n prinses van 'n baie belangrike en beroemde koning nie. Dit was nie in 'n paleis nie, dit was 'n stal gewees. Dit was nie in 'n groot stad gewees soos Jerusalem waarin die konings gebly het nie. Dit was in 'n klein ou dorpie Bethlehem. En weet julle wat die hartseer van Bethlehem? Daar's vandag omtrent, reken hulle maar omtrent 12% van die mense in Bethlehem glo nog in Jesus.
Die meeste wat daar bly glo nie eers meer in Jesus nie. Hulle het die marmerblad met die ster gesien, maar hulle het nie die lig gesien nie. Hulle het nie die lig beleef wat ek en jy, en dis waarvoor hierdie kerse vandag net daar is. Dis die Here wat vir jou wil sê, sien my vir wie ek is vir jou. Hou op om na my te kyk deur die lens van 'n kerk, deur die lens van 'n godsdiens wat jy gekies het sy jy protestant, katoliek, pinkster, wat maak dit saak? As dit nie gaan oor die doeke en die hooi wat julle vandag hier voor julle sien nie. Dis hoekom hierdie uitstalling so gemaak is, dat dit vandag by julle kan bly, dat jou verhouding met Jesus mag nooit meer word, as op die ou end net die doeke en die hooi, wat dit bestem was om te wees nie. As ons Christendom 'n voorgevel word, as dit 'n veronderstelling is wat ons aan ander mense wil voorhou, as dit is om uiteindelik hierdie beeld wat ons nie is nie, aan ander voor te hou, of op die ou end om dood eenvoudig net by 'n punt te kom wat jy ook sê jy's moeg en jy los dit. Dis nie wat dit bedoel is om te wees nie. Want Jesus, en dit sê hy self, hierdie lig is die lig wat lewe bring. My vraag is, waar is daai lewe vir jou? En as jy vasgevang is in 'n dooie, formele godsdiens, en dood eenvoudig kerk toe gaan om dit maar deel is van, kom ons sê, ons kultuur, dan is dit verkeerd. Dan gaan dit nie oor dit nie. Ek het 'n oom geken, oom Dani Laas, ek het al vir julle 'n tyd terug van hom vertel. Ek het as 'n jong diaken, net nadat ek die eerste keer as diaken aangestel is, daar in Beinsvlei gemeente in Bloemfontein, het ek huisbesoek gaan doen, natuurlik nou om geld te kollekteer as 'n diaken. Ek het by baie mense uitgekom, maar onder andere by oom Dani Laas. Nou, hoekom ek tot vandag toe oom Dani Laas onthou, was as gevolg van sy nederigheid, maar dis hy wat sy eie seun sien brand het in 'n huis en hy kon hom nie red nie, en wat daai dag toe my weer vertel, begin huil daaroor, maar ek vra toe vir hom, Dani, wie is God vir jou? Want ek wil graag weet, hoe dink mense oor God? Party sê, hy's 'n vader, ek weet, daar's baie maniere waarop ons God kan beskryf, wie hy persoonlik vir ons is, maar weet julle wat het om Dani gesê? Om Dani het vir my gesê, God is lig. Toe sê hy, Pieter, ek sien nie 'n gesig nie. As ek bid, sien ek nie, ek sien nie 'n figuur nie. Weet jy wat sien ek? Ek sien lig. En dis die bedoeling van Kersfees. Die kersliggies en die bome wat ons opmaak, dit is reg so. Kom ons doen dit. Kom ons vier dit. Maar as ons al daai goed wegvat, en ons kom terug na die strooi en die lap toe, die doek wat daar lê, net dit, om te sê, Jesus, dit gaan oor jou. En die verhouding wat ek met jou het in my lewe. En julle sal vind in die gedeelte wat ons gelees het hier in die begin van Johannes, dat Johannes sê, dit is so hartseer dat daar is altyd hierdie realiteit, dat ten spyte van die lig, wat tot almal se beskikking is, gaan nie almal die doeke en die hooi persepsie kies nie. Hulle gaan nog steeds die ander kant kies, maar net soos dit in Jesus se tyd ook was. Maar ek wil nie veel meer sê nie, ek wil graag net hiermee volstaan. Ek wil graag hê jy moet, as jy Kersfees vier hierdie jaar, en ook nou volgende jaar, julle moet weet, die wat in die gemeente hier by ons is, ons gaan alles stroop, wat nie met die persoon en die werk van Jesus te doen het, tot verheerliking van God die Vader, die Heilige Gees nie. Want ons is nie hier om kerk te speel nie. Ons is hier om in 'n verhouding met Jesus te leef, en ek wil so graag die kinders, hulle moet juis deel word van hierdie groeiproses na Jesus toe, as die een wat vir ons leer wat dit beteken om nederig te wees. En dit is wat ek vir julle almal vir hierdie Kerstyd ook toewens. Hierdie Adventstyd is die nuwe groeiseisoen in jou lewe.
So ongewaag waar jy nou trek in jou groeiseisoen, begin terug, gaan terug na die doeke en die rooi toe, en stroop dit van alles wat jy dit gemaak het, dalk wat dit nie is nie, en kom terug na opregtheid en nederigheid toe. Ek gaan nou vir julle 'n video wys van Lauren Dale, en dit is, die lied se naam is Light to the World. Nou in hierdie lied, sal julle sien in die begin, is dit waar Maria die boodskap kry, dat sy swanger gaan word. Dit is so dat die engel wat aan haar verskyn, dis nie Jesus nie, die engel lyk nog soos Jesus, Matthys sal dink is Jesus. So in die begin van die video, dis maar net 'n uitbeelding hoor, om te wys hoe dit gebeur het en wat alles gebeur het. En julle sal sien ook op 'n stadium met sy na Elisabeth toe mos gegaan, en Elisabeth was ook swanger, sy was swanger met Johannes die Doper gewees. Julle sal in die video sien op 'n later, toe Jesus gebore is, het sy en Josef, hulle vir Jesus gevat na Sagaria in die tempel toe. En al hierdie goed wat julle gaan sien, ek wil hê julle moet sien, dit dui op die nederigheid van Jesus. En nou gaan ek vir julle sê, as julle hierdie lied luister en daarna kyk, en dis nou wat in my en jou lewe gebeur. Die nederigheid van Jesus, jy kan alleenlik lig wees, as jy soos Jesus word. Weet julle wat is baie interessant? Die Nuwe Testamentiese skrywers, onder andere Petrus en Paulus, waar hulle praat oor Jesus as die lig, gaan kyk maar aan die gedeelte net voor of net na dit. Dis altyd gekoppel aan ander. Julle moet die waarde meer heg aan ander mense as in julle self. Hulle hoor ag as jouself. Dan is jy lig. As ek nederig is, dan gee ek lewe. Maar as ek arrogant is, dan smoor ek lewe. As ek hoogmoedig is, dan smoor ek lewe. So kyk en luister na hierdie lied, en mag jy ook in jou eie lewe vir hierdie jaar, en ook hierdie Kerstyd, begin om nederig te word soos Jesus self is. The world waits for a miracle. The heart longs for a little bit of hope. Oh come, Emmanuel. The child prays for peace on earth, and she's calling out from a sea of hurt. Oh come, Emmanuel. And can you hear the angels singing? Glory to the light of the world. Glory
Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, nederige koning, ware lig van die wêreld. Dankie dat U nie in glans en rykdom gekom het nie, maar in eenvoud, sagtheid, nederigheid. Dankie dat U lig sterker is as enige duisternis. U vrede sterker is as ons vrees. U liefde sterker is as ons gebrokenheid. Help ons om te leef in U lig, Here, om self 'n lewe van nederigheid aan U toe te wy, 'n lewe van eenvoud, 'n lewe van opregte toewyding en gehoorsaamheid aan U. Laat die wêreld U lig in ons sien en laat U vrede deur ons na ander vloei. En laat elkeen van ons in die kort tydjie wat ons as mense op hierdie aarde leef of mag leef, U in en deur ons lewe verheerlik. Amen. Ons gaan nou die kollekte by die deure opneem, maar wat ek wil vra is, kom ons staan en dan sing ons nou die bekende somerkersfeeslied, en dan daarna kan julle hier voor in die portaal is daar natuurlik nou goedjies om te geniet, en ek wil sommer by hierdie stadium net sê, vreeslik dankie aan almal. Ek wil niemand uitlaat nie, wat iets 'n bydrae gemaak het, by wyse van wat hulle gedoen het, 'n inset wat gelewer is vir hierdie diens. Aan almal vreeslik dankie daarvoor. Kom ons staan en sing ons dit saam. Welkom o stille nag van vrede onder die suiderkruis. Wyl stemme uit die ou verlede oor sterrevelde reis. Kersfees kom, gee aan God die eer. Schenk ons 'n helder somerkersfees in hierdie land, o Heer. Hoor jy hoe sag die klokke baie in uwe oude taal? Kyk selfs die nagtelike soeie vertel die ou verhaal. Kersfees kom, gee aan God die eer. Schenk ons 'n helder somerkersfees in hierdie land, o Heer. Voel jy nou ook sy warm liefde as ons die dag gedenk? Toe hy sy seun aan ons gegee het, ons grootste Kersgeskenk. Christus ons gee aan God die eer. Schenk ons 'n helder somerkersfees in hierdie land, o Heer. Christus ons gee aan God
Julle moet weet, julle is baie welkom ook ons Kersdagdiens. Ons sal 'n diens hê op Kersdag, dis 9:00. Ook hierso, julle is baie welkom om dit te kom bywoon. Weer dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen sal wees en bly, waar julle ook al gaan. Amen.